Ek dink die meeste van ons onthou nog daardie liedjie, nou mense hoor dit nog so nou en dan oor die radio. Is in 1973 vrygestel, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En die liedjieskrywers vertel dan nou hierdie storie in die liedjie van 'n man wat 3 jaar in die tronk was, vrygelaat word en nou is hy op pad terug na sy geliefde. Hy het 'n brief vir haar geskryf en hy was nou nie heeltemal seker gewees of sy hom terug wil hê nie. En hy skryf vir haar: as jy my nog wil hê, moet jy die volgende doen. Vat 'n geel stryk en sit dit daar onder hierdie groot ou eikeboom waar die bus verby gaan ry. As ek nie die stryk sien nie, sal ek verstaan. Ek sal verstaan as jy lief geraak het vir iemand anders in die tussentyd en al wat ek sal doen, ek sal net op die bus bly en die bus kan verby ry. Maar as daar 'n geel stryk is, dan weet ek kan terugkom. En natuurlik toe hy nou nader kom en hy's baie angstig oor wat hy gaan sien, toe is daar nie een stryk nie. Daar's 100 geel strikke wat net vir hom sê, jy is so welkom om terug te kom. Asseblief kom terug. I don't see a ribbon round, if I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus. Forget about us, put the blame on me. Weet jy, die evangelie van God se genade oortref 'n mens se verwagting. Dis asof die Here nie net 100 geel strikke vir jou gee nie, maar 'n ontelbare hoeveelheid geel strikke vir jou gee om vir jou te sê, ek wil hê jy moet terugkom, ek verwelkom jou terug. Wat die evangelie van God se genade nie vir 'n mens sê, is, jy kan terugkom, maar oppas. Ek hou vir jou dop. Jy is op dun ys, hoor. Nou, kom ek vra gou net vir jou, as 'n mens nou dink aan hierdie liedjie. Dink jy die man het elke oggend gaan kyk of daar nog 'n gou is, of daar nog 'n geel stryk aan die boom is, want weet hy was net nooit seker geweest as ek nou regtig welkom nie. Ek dink nie so nie, nee. Nou, hoekom dink jy moet ons as kinders van die Here bly probeer om God se genade te verdien? Nadat hy het reeds vir ons geskenk het, en genade per definisie beteken ek het dit nie verdien nie. God weet ons kan dit nie verdien, ons gaan dit nooit kon verdien het nie. En hy skenk dit vir ons en die redding is 100% gebaseer op die genade van God. My enigste bydra is om te glo in Jesus Christus wat vir my gesterf het. Daar's nie ruimte vir 'n fraksie van 1% bydra van my kant af in die sin van ek moet dit verdien nie. Enigiets wat klink na Christus plus nog iets is 'n verdraaide evangelie, is 'n vervalsing van die ware evangelie. En dis 'n bedreiging vir ons geloofsekerheid, dis 'n bedreiging definitief van die ware evangelie en dis 'n belemmering van ons geestelike groei en ons verhouding met die Here. Nou skryf Paulus 'n brief aan die Galasiërs. Nou ek het oor hierdie brief aan die Galasiërs so om by 10 jaar terug gepreek, 'n hele reeks preke, en ek het genoem lewe onder die glimlag van God. Ek wil 'n bietjie daai preke hersien. Jy weet, in 10 jaar het daar soveel met my persoonlik gebeur, en mens verstaan meer, dink ek, of ek verstaan in elk geval, voel dit vir my meer oor die genade van die Here. Ek het meer om te deel met mense, so ek wil 'n bietjie weer gaan besin oor wat dit beteken om te lewe onder die genade van die Here. En by uitstek is die brief wat Paulus skryf aan die Galasiërs, die brief na toe om te gaan en regtig te verstaan wat beteken dit as ons sê ons ontvang die genade en ons leef onder die genade van die Here. Paulus skryf nou vir die Galasiërs, en van die begin af, as mense dit begin lees, dan besef 'n mens hoe ernstig hierdie saak vir hom is. As 'n mens wil genade of Christus plus nog iets wil hê, in plaas van genade en genade alleen. Dis nie net die Galasiërs wat hiermee sukkel nie, daar's nog soveel gelowiges. En deur die jare in my bediening het ek dit so verkeerd gekry dat mense, dis asof hulle dit nie kan snap nie, of net nie wil aanvaar nie. Dis net te ver gesog om te dink dat
my enigste bydrae wat ek kan gee, is dat Jesus Christus vir my gesterf het. En ek moet net glo, ek moet dit net aanvaar. Daar's iets in 'n mens wat maak het, jy wil nog steeds 'n bydrae gee. Jy weet, dan moet iets van jou kant af kom ook. Nou, Paulus maak dit baie duidelik, is 'n verdraaiing van die ware evangelie. Nou as hy met hulle praat, jy weet, elke keer as hy 'n brief skryf, dan begin hy met die gewone manier van 'n brief skryf, en hy doen dit met die Galasiërs, en dan het hy iets moois om te sê vir hulle. Nou, selfs vir die gemeente in Korinthe, kyk as ons 1 Korintiërs lees, 2 Korintiërs lees, dan sien ons hy begin en dit was 'n baie moeilike gemeente gewees met groot probleme, en Paulus het groot probleme met hulle gehad. Maar hy het nog steeds iets moois vir hulle kon sê. As hy vir die Galasiërs skryf, is daar niks moois nie. Hy begin sommer net dadelik. En lees gou 'n bietjie saam met my as jy wil, hierso Galasiërs hoofstuk 1 vers 6. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, ek is verstom oor wat julle gedoen het. Hoe kon julle so gou julle rug op God draai? Op hom wat julle deur Christus se genade na hom toe geroep het. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander goeie nuus. Goeie nuus beteken evangelie. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander evangelie. Nou, hy gebruik die woord verstom. Hy sê, ek kan dit nie glo nie. Jy weet, hoe is dit moontlik dat julle so maklik mislei kan word? Nou, waaroor is hy so verstom? Waaroor is hy steeds so ontsteld? Omdat hulle afvallig geword het van die ware evangelie, die rug op die waarheid gedraai het en hierdie ander evangelie aanvaar het. Nou lees vers 7 daar. Hy sê, maar daar is geen ander goeie nuus, geen ander evangelie nie. Al wat daar is 'n paar mense wat julle te mekaar maak, ja, wat die goeie nuus van Christus wil verdraai. Hy sê, 'n paar mense wat julle wil de mekaar maak. Nou, dieselfde woord wat gebruik word daarvoor om julle de mekaar te maak, word in die grondtaal gebruik ook vir koning Herodes, wanneer die wyse manne by hom kom en sê, ons het gekom om hulle te bring aan die koning van die Jode. Dan lees ons, Herodes was ontsteld. Selfde woord. Ons kry dieselfde woord wanneer die disippels op die see van Galilea is, en Jesus kom aangestap en op die water, en hulle eerste reaksie is, dis 'n spook, en lees ons, hulle was ontsteld. Hierdie Galasiërs, wanneer 'n klomp Jode na Galate toe kom, Paulus is nou klaar weg, en hier kom hierdie Joodse leraars, en hulle kom verkondig hierdie ander evangelie, en hierdie mense is ontsteld. Jy weet, dieselfde ontsteltenis van Herodes en van die disippels wat sê, dis 'n spook, het hulle wanneer hulle skielik hierdie nuwe evangelie hoor. Wat hulle leer is, ja, ons moet glo in Christus, maar julle moet ook die Joodse wette en die tradisies van die Jode hou. So dit gaan oor Christus, maar dit is asof Christus so in die verte vervaag, en wat belangrik is, julle moet die besnydenis hou, so die mans moet besny word, en julle moet die wet hou. Dat beteken, dit alles in die wet, daar 613 wette in die Ou Testament, 365 van hulle is jy mag nie, en 248 is jy moet. En jy weet wat so ander tradisies hulle nog bygevoeg het, en hulle kom sê vir hierdie Galasiërs, hierdie gelowiges wat eers heidene was, julle moet al hierdie wette onderhou, anders kan julle nie gered word nie. Nou, as daar een ding is wat vir Paulus kwaad gemaak het, is wanneer jy gepeter het met die evangelie en iets kom byvoeg het. Dis vir hom so onaanvaarbaar, dat hy 'n vloek uitspreek oor elkeen wat 'n ander evangelie verkondig. Nou lees ons daar vers 8, vervloek. Dis 'n baie ernstige woord, dit beteken, mag die oordeel van God jou tref, mag jy hel toe gaan. Vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as wat ons aan julle verkondig het. Al sou dit deur onsself of 'n boodskapper uit die hemel is. Ek herhaal, sê hy, vervloek
is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as die een wat julle ontvang het. So net vir 'n oomblik, as iemand na jou toe kom met 'n ander boodskap as Jesus Christus wat vir ons gesterf het, ons redding is 'n absolute saak van God skenk ons sy genade deur ons geloof in Jesus Christus. As 'n ander boodskap na jou kom, maak nie saak deur wie dit gegee is, of dit deur 'n engel of 'n openbaring of wat dit is nie, dis 'n valse evangelie. En Paulus kom en hy sê, dis so ernstig, mag daardie persoon vervloek wees. En dit laat 'n mens dink dat 'n mens jou ore nie sommer moet uitleen vir elke nuwe ding wat iemand vir jou wil laat glo nie, nee. Kom ons bly by die evangelie. Maar vir baie gelowiges is hierdie 'n worsteling. Jy weet, dit is iets wat mense voel, maar ek moet hom ook my kant bring. Ek moet hom ook iets doen. Nou weet ek, baie van my dierbare pastoor kollegas het hierdie selfde wroging, en dan voel hulle, weet jy, maar ek kan nie, en van hulle met my gedeel al, ek kan nie die evangelie net so vir mense gaan gee en sê, weet, jy word gered uit genade en dan los ons hulle net. Die mense gaan dan in sonde leef. En dit kom neer dat hulle nie die woord van die Here verstaan, nie verstaan wat beteken die evangelie van God se genade nie. So kom ons gaan dink 'n bietjie saam met my oor hierdie ding. Die oomblik as ons iets byvoeg by die woord van die Here, by die evangelie so eenvoudig soos dit is ons nie meer met die evangelie besig, maar met 'n vervalsing daarvan. En dit begin dalk baie onskuldig met wat ek doen, wat ek dink dat, weet, ek moet hierdie doen sodat die Here tevrede met my gaan wees. Ek moet hierdie doen sodat die Here vir my gaan seën. Ek moet ietsie byvoeg by wat God klaar gedoen het. Nou, kerkgroepe het verskillende idees van wat belangrik is. Jy weet, ek dink die meeste geloofsgroepe het een of ander stel reëls wat hulle soort van jou verwag. Dit is die dinge wat belangrik is. Jou kerk baie keer besluit vir jou, dis wat reg en dis wat verkeerd is, of jy kom maar in daardie patroon, in 'n stroom van dis die goed wat van 'n mens verwag word as jy dan nou 'n goeie Christen wil wees. En die subtiele boodskap is, as jy nie die uitsprake van die kerk of die geestelike leiers wil aanvaar nie, dan is jy nie welkom hier nie. En dit gaan gewoonlik oor uiterlike goed, en jy weet, baie keer gewoonlik word daar nie gepraat oor die dinge van die hart, wat vir God baie belangriker is. En baie van die uiterlike dinge, en nou het ek ook al in my bediening deur die jaar, en selfs as kind gesien, dat die dinge verander wat belangrik is. Daar was 'n stadium wat televisie die grootste sonde was, toe ek nog klein was. Of, ja, so tiener was. Waar pastore die TV's moes wegsluit in 'n kas en in die geheim kyk, want die gemeente het gedink dis sonde. En hoe kan jy maar gaan dink soos vrouens wat grimeer en 'n hoed wat gedra moet word as jy kerk toe gaan, ensovoorts, en dan na 'n paar jaar skielik is dit nou nie meer verkeerd nie. Die vraag is, het God nou van plan verander? Dat skielik is dinge nou nie meer verkeerd nie, of hoe werk hierdie goed? Dis reëls wat kerkgroepe skep, en van mense verwag om te bly daarby, want dis hoe jy nou jou toewyding aan die Here wys, heeltemal buite God se woord. Baie eenvoudig. Dis godsdiens. Dis 'n manier om God tevrede te stel deur wat jy doen. So 'n godsdienstige mens probeer in eie krag doen wat God alleen in 'n mens se lewe kan doen. Kom ek sê dit gou weer. En vir baie mense, hulle Christendom is 'n stuk godsdiens. Dit is goed wat hulle glo hulle moet doen om die Here tevrede te stel. En die eintlike goed wat gedoen moet word, is die werk wat die Heilige Gees in 'n mens se hart doen. Die Here kom verander hier van binne af. Dit gaan nie oor al die uiterlike reëls wat jy mag en nie mag nie. Dit gaan oor God se Gees wat jy van binne nuut maak. En dis waarmee
waarmee mense worstel, want hulle wil bly by die reëls, maar hulle word nie vernuwe van binne af nie. Jy is so vasgevang in jou godsdiens, dat jy nie 'n lewende verhouding met die Here het nie. So jy doen dinge sodat die Here vir jou seën. Nou kyk, weer deur die jare was daar soveel dinge wat, jy moet hierdie doen, en dan gaan die Here daardie vir jou doen. As jy nie hierdie doen nie, gaan die Here nie daardie vir jou doen nie. God werk nie met 'n sterretjiesstelsel nie. Nou, ek dink die meeste ouers het al probeer om 'n sterretjiesstelsel in een of ander vorm te implementeer in die huis. Jy weet, jy wil graag gewenste gedrag by jou kind hê, so jy beloon hulle vir die regte gedrag, en daarvoor kry hulle dan nou sterretjies, en as hulle nou genoeg sterretjies kry, dan is daar 'n beloning. God werk nie met 'n sterretjiesstelsel. Jy kan nooit God se seën verdien nie. Jy kan nooit jou eie redding verdien nie. Daar's nie genoeg sterretjies wat jy kan kry om God tevrede te stel nie. Die Here weet dat daar niks is wat jy kan doen om hom te behaag uit jou eie, en dis hoekom Jesus Christus gesterf het. Dis hoekom die Heilige Gees in ons kom en ons van binne af nuut maak. Genade beloon jou nie vir jou mooi lewe nie. Genade skenk jou wat jy self nie kan verdien nie, self nie kan regkry nie. Onthou net, daar's niks wat jy kan doen dat God meer lief vir jou gaan wees nie. Daar's niks wat jy kan doen dat God minder lief vir jou kan wees nie. God skenk jou sy volkome liefde, sy volkome genade, sy volkome redding, net op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Enigste aandeel wat ons het, is om dit te glo. Ja, daar is mense wat sukkel om dit te aanvaar. Jy weet, wat voel ek met myself bewys? Die kruis openbaar 'n mens se hopelose toestand. Dis waaroor die evangelie gaan, dat jy skuldig staan voor die Here en jy het nie die vermoë om God te behaag nie. Dis hoekom Jesus Christus kom sterf het, en sy sterwe is genoeg vir God. Hoekom kan dit nie genoeg wees vir ons ook nie? Nou, soos ek gesê het, 'n beswaar wat mense het, jy weet, kan nie so maklik wees nie. Wat van heiligmaking? Baie keer is mense meer behep oor, maar jy weet, ander mense gaan sondig as hierdie boodskap van genade dan nou beklemtoon word. En hulle is meer besorg oor ander mense se sonde as oor wat in hulle eie hart aan die gang is, en gewoonlik in hulle eie hart is daar 'n klomp goed wat nie reg is nie. Genade beteken nie, kom ons sê dit baie duidelik, genade beteken nie, God sê ek kan nou maar leef soos wat ek wil nie. Genade bedek als. Dis nie die evangelie nie. Maar kom ek stel dit baie duidelik, reëls en wette gaan jou ook nie help om God te behaag nie. Dis daardie idee van, jy weet, mense moet daarom die reëls vir mense kan gee, daarom die riglyne duidelik kan maak wat God van 'n mens verwag. Dis eintlik maar net 'n manier om jouself te regverdig, baie keer neer te kyk op iemand anders, want ek is dan beter as hulle. En jy kyk nie na die onheil in jou eie hart nie. Genade openbaar God se krag binne in 'n mens, en hy werk in my wat hy wil hê. Dis waarom ek God se genade kan verkondig en nie bekommerd hoef te wees oor hoe gaan mense dit uitleef nie. Dit is die Heilige Gees se verantwoordelikheid om mense te kry om in lyn met sy wil te kom. Dis nie my verantwoordelikheid. God se Gees doen dit. Nou Romeine 6 vers 14 en 17 en 18 is so duidelik. Die sonde mag hoegenaamd nie oor julle heerskappy voer nie. Dit is so duidelik soos kan kom. Dit word geskryf deur die grootste voorstander van God se genade, Paulus. Hy sê, die sonde mag hoegenaamd nie oor julle heerskappy voer nie. Julle leef immers nie meer onder die verslawende mag van die wet nie. Hy sê nie die verslawende mag van die sonde nie. Hy sê, julle leef immers nie meer onder die verslawende mag van die wet nie.
maar onder die bevrydende mag van die genade. Maar onder die bevrydende mag van die genade. Julle moet vir God dankie sê, dat julle wat voorheen slawe van die sonde was, nou met julle hele hart gehoorsaam geword het aan die ware evangelie wat aan julle oorgelewer is, verlos van die sonde, het julle nou slawe geword van wat reg is voor God. Dis so mooi as 'n mens dit kan snap, nee. Ek kan dit nie op my eie doen nie. Maar dit is asof ek nou 'n slaaf is om te doen wat reg is. Kan myself nie help om te doen wat reg is. Kan nie help om te doen wat God wil hê, want hy werk dit hier van binne af. Hierdie kwessie raak mense se sekerheid van hulle redding ook. Nou, ek onthou as kind, en ek dink baie mense leef nog steeds met hierdie idee, jy weet, as die Here Jesus terugkom, as die wederkoms dan nou vanaand plaasvind, en daar's dan nou nog 'n sonde in my lewe, dan bly ek agter, dan is ek verlore. So, vir baie mense is in hulle geestelike belewenis is, en ek weet dit was so in die verlede, en ek dink dit seker maar vir baie mense nog, so weet, Sondag is die dag van bekering, wat en preke het baie keer dit beklemtoon. Sondag is die dag wat jy dan jou saak met die Here regmaak. So jy kom tot bekering as waar elke Sondag. Maandag begin jy redelik goed, jy bid voor jy gaan werk, en jy lees Bybel, en dit gaan goed met jou. Maar Dinsdag het jy sleg geslaap, en jy weet nou is jy al klaar nikkerig, jy voel nie goed nie, en jy bid maar vinnig, en lees dalk vinnig Bybel, maar jy's nou nie heeltemal seker of jy saak met die Here reg is nie. Woensdag gaan loop alles verkeerd. Die kinders is stout en die baas onredelik, jy skreeu op hulle nog voor skool, en vandag gaan dinge net slegter en slegter, en jy weet maar net, jy is ongelukkig, en jy seker die Here is ook ongelukkig met jou, en dan daarvan af is dit afterande al die pad, en Sondag moet jy dan maar weer jouself bekeer, want weet, as die Here nou kom, en my lewe is so, dan bly ek agter. Party mense se redding, die implikasie is hou meer verband met wat in hulle lewe gebeur as wat Christus aan die kruis vir hulle bereik het. Die evangelie van genade red jou van hierdie wiplang kryery van nou is ek op, nou is ek af, nou is ek op, nou is ek af, nou is ek op, nou is ek af. En reëls is nie die antwoord nie, die genade van die Here is die antwoord, is die enigste antwoord. Laaslik met die storie van Dr. Harry Ironside wat hy vertel het. Nou, hy vertel daar was 'n Indiaanse man, jong Navajo man, wat saam met hom gereis het na Kalifornië, en hy neem hom na byeenkoms waar die jong mense die brief van Galasiërs bestudeer. En dis asof hulle nie die verskil tussen wet en genade kan verstaan nie. En iemand vra hierdie jong Indiaan of hy iets het wat hy kan bydra. En hy vertel vir hulle, hy sê op die treinreis na waar hulle nou is, het hulle by 'n spoorwegstasie gestop in Barstow in Kalifornië. En alles was so netjies gewees, sê hy. En daar staan 'n bord met moenie hier spoeg nie. En hy kyk en hy sien maar baie mense daar gespoeg. Hy sê, en sonder om te dink, toe spoeg ek ook. Later gaan besoek hy huis van iemand wat hom uitgenooi het, die vrou het hom uitgenooi vir middagete, en dis so baie deftige huis, alles is so mooi, skoon, is lyks. Hy dink by homself, nou dink aan die bordjie wat hy gesien het, moenie hier spoeg nie, en hy dink, daar moet seker 'n bordjie hier ergens ook wees, dat 'n mens nie hier moet spoeg nie, en daar's nie 'n bordjie nie. En niemand spoeg nie. En hy maak hierdie gevolgtrekking. Mense spoeg nie hierso. Hulle het nie 'n bordjie nodig nie. In hierdie mooi huis wil almal dit skoon hou. Dr. Ironside se insig was, hier is seker een van die mooiste verduidelikings van wat genade in 'n mens se lewe reg kry. Ek
Ek het nie die bordjie nodig van die wet om vir my te sê, jy mag nie, jy moet. Wanneer die Gees van die Here in ons lewe begin werk, dan het 'n mens hierdie begeerte om te doen wat reg is. Genade verander 'n mens se hart, sodat jou gehoorsaamheid uit liefde uit voortvloei en nie uit plig en reëls nie. Nou, Esegiel het hierdie voorsien al in Esegiel 36, vers 26 en 27, sien hy wat in die toekoms gaan gebeur, en ons kan terugkyk en sien dit het moontlik geword deur Jesus Christus, waar hy sê, die Here sê die volgende, ek gee julle 'n nuwe hart, met die regte begeertes, en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg, en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart, en ek gee my gees in julle, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. So, wat verkies jy? Wet? Wat jy moet doen, nie mag doen nie? Of verkies jy sy wet hier in jou hart? Wat maak dit jy wil? Wat maak dit jy dat jy uit liefde uit wil? Ek gee vir jou daai keuse, want dis die keuse waarvoor elke mens te staan kom. Gaan ek self probeer, of gaan ek aanvaar wat Jesus vir my moontlik gemaak het? Dit is so eenvoudig soos dit. Dis of ek aanvaar God se genade, of ek verwerp dit, en of ek wil iets byvoeg. Dit is Jesus plus nog iets. Vir my, ek kies Jesus, en Jesus alleen. God se genade alleen. Ek wil graag saam met jou bid, en net vir jou aan die Here opdra, en vra die Here vir jou sal help, dat jy op hierdie punt kan kom, waar Christus alles sal word, waar sy genade vir jou verstommend sal raak, en dat jy dit sal kan uitleef. En so kom ons Here, en ons kom sê dankie vir u onmeetbare, wonderbare liefde. En selfs net dit, Here, kan ons nie verstaan, tensy u Gees dit vir ons moontlik maak. Om te kan dink dat die heilige God vir 'n onheilige mens soos ek kon lief wees. Om te dink, Here, dat u bereid was om u eie seun te gee, om aan 'n kruis vir ons te sterf, ons sonde te dra, sodat ons die geregtigheid en die heiligheid van Jesus kon ontvang. Dat ons vrygespreek kan wees van al ons sonde. Dat ons die genade kan ontvang, wetende dat ons dit nie verdien nie, Here. Wat 'n voorreg. Maar help ons, Here, dat ons nie dinge sal wil byvoeg, om ons soort van meer aanvaarbaar vir u te maak, want ons kan nie. Help ons, Here, dat ons die genade sal toelaat, om in ons lewe te werk. En ons kom sê vir u dankie, Here, vir u wonderbare, lewegewende, lewensveranderende genade. Mag u genade so kosbaar vir ons wees, dat ons dit sal koester, Here. Ons sê vir u dankie vir die evangelie van u genade. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die genade van die Here met jou wees in die week wat voorlê.